Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Nou dit is 'n nuwe dag en 'n nuwe week en ons vertrou dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig. Ons eer hom ook dat ons gister in sy huis kon wees, dat ons mekaar kon sien, dat ons mekaar kon bemoedig, dat ons mekaar kon opgebou het in die allerheiligste geloof en dat ons met nuwe moed en krag ook hierdie week tegemoet gaan waar ons in hierdie wêreld 'n getuie vir die Here moet wees. Onthou, dis wanneer dit op sy donkerste is dat die lig die helderste skyn. En so ook wanneer die wêreld in sy diepste sondes wegsink. Dis dan wanneer kinders van die Here 'n verskil kan maak, 'n verandering kan teweegbring, ja, helder kan skyn soos 'n lig. En daarom is die gebed van my hart dat u ook dit wat u geleer het in die huis van die Here gister, deur die prediking van die woord, deur die Bybelstudie, dat u dit ook dan nou sal toepas in u lewe, om dan ook so ons hemelse Vader te verheerlik, deur sy kosbare seun Jesus wat sy lewe aan die kruis gegee het, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Jy weet, ons hoor soveel dinge in 'n week, ons sien so baie dinge, ons ervaar en beleef so baie dinge. Mag die waarheid van die woord ons stig en ons rig en ons lei en ons opbou in die allerheiligste geloof. Nou vriende, ons gaan hierdie week by 'n baie belangrike saak stil staan en dit is: hoe deel ek met vrees in my lewe? Nou ek dink dis 'n baie relevante onderwerp om oor te praat en is die gebed van my hart dat die Here vir ons baie ryklik sal seën in die aanhoor daarvan, in die verstaan daarvan, in die toepassing dan ook van hierdie waarhede wat ons gaan leer en mag ons dit ook so aan ander meedeel, sodat ons God in alles verheerlik. Nou kom ons doen 'n kort gebed saam en dan kom ons by hierdie baie belangrike saak uit, wat ook in die woord vir ons duidelik uitgespel word, naamlik: hoe deel ek met vrees in my lewe? Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet dat u woord vir ons so kosbaar is, dat ons ook in hierdie saak na u kan gaan en vir u kan vra om vir ons te kom leer en te kom lei in u waarheid. Ons almal vrees van tyd tot tyd. Ons almal is soms bang. Here, ons leef in 'n tyd waar mense beswyk aan hulle harte omdat vrees hulle aangryp en hulle lewens vernietig. Ons dink aan die geweldige klomp mense wat op kroniese medikasie is omdat hulle die vrees nie kan hanteer wat hulle beleef nie. En ons vra nou, Here, dat u vir ons wysheid sal gee as u kinders, om anders as die wêreld te dink en te doen en op te tree. En ag Here, dat u hierdie vrese wat ons mee stoei, dat u deur u Gees vir ons wysheid sal gee en ook genade sal skenk om oplossings te vind daarvoor, op 'n Bybels verantwoordbare manier, om u te verheerlik en ook weer hulp aan ander te bied, om dan ook u naam sodoende groot te maak. Ag, sal u nou vir ons seën by die aanhoor van u woord, sal u vir ons wysheid gee, dat ons kan verstaan en u so kan verheerlik. Ons dank en ons eer u, dat ons dit kan vra met soveel danksegginge. Amen. Nou vriende, ek wil begin deur vir u te lees daar uit 2 Timoteus 1 vers 7. En daar staan: want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou baie interessant, in die Engels lees ons die volgende oor hierdie vers: For God gave us not a spirit of fearfulness, but of power and love and discipline. Pragtig hoe die Engels dit beskryf en hoe kosbaar die Here se woord dan ook vir ons die alternatief bied vir vrees en vreesagtigheid. So die Here het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar hy het vir ons gegee 'n gees van krag en 'n gees van liefde en selfbeheersing. Nou ons gaan bietjie kyk in die week wat voorlê na hierdie bepaalde vers en ons gaan dit so teen Vrydag vir u dan woordeliks ook verklaar. Maar ons wil bietjie vanmôre begin kyk na die 5 tipe vrese waarvan ons kan onderskei en wat ook algemeen bekend is onder mense en wat dan ook baie oor geskryf word in boeke. En hierdie 5 tipe vrese waarvan ons kan onderskei is in die eerste plek die vrees vir die toekoms. Nou ons gaan bietjie daaroor praat. En dan is daar die vrees vir verwerping waarin baie mense ly. En dan is daar die vrees vir die dood of die vrees vir tragedies, rampe wat moontlik oor my pad kan kom of siektes of iets in daardie lyn. Met ander woorde, hierdie vrese wat ons kry vir hierdie dinge wat oor ons kan kom. Die 4de tipe vrees waarvan mense praat en waar daarvan onderskei kan word, is byvoorbeeld die vrees vir hoogtes, of ons praat van fobiese vrese. Vrees vir hoogtes, vir noutes, vir mense, vir weerlig. En hierdie vrees is ook besig om mense se lewens te verongeluk. En dan kry ons ook die vrees wat die Bybel van praat. En ons gaan kyk of hierdie vrees voordelig of nadelig vir die mens is, en hoe kan ons dan hierdie vrees onderskei van die ander vrese waarvan daar melding gemaak word.
Nou vriende, as ons kyk na die gedagte van die apostel Paulus hier in 2 Timoteus 1 vers 7, moet ons vir onsself die vraag afvra, hoekom sal Paulus hierdie woorde aan die jong man Timoteus geskryf het? En as jy jou bietjie gaan navorsing doen en so bietjie gaan nalees oor die boek 1 en 2 Timoteus en in besonder oor die man Timoteus en ook die apostel Paulus, sal jy baie gou agterkom dat Timoteus as jong man die leraar geword het van die gemeente in Efese. Nou hierdie gemeente in Efese was 'n gemeente, as ons nou in die boek Openbaring gaan lees, wat dan ook hulle eerste liefde verlaat het. En wat presies in die gemeente aangegaan het, weet ons nie, maar ons weet dat Timoteus vreesagtig was. Sy vrees vir die mense, sy vrees miskien vir verwerping, sy vrees vir wat hy daar sou kry. Ons weet nie presies, en die lys is nie vir ons deurgegee wat hy alles gevrees het nie. Maar die apostel Paulus as meer senior kind van die Here en ook as man van God, kom na Timoteus en hy sê vir Timoteus, onthou net Timoteus, die Here het vir jou 'n werk gegee om te gaan doen. En God het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Al is jy jonk, al is jy miskien onervare, maar wat het God vir jou gegee? Hy het vir jou die gees gegee van krag en liefde en selfbeheersing. In Engels power, love and discipline. En ag vriende, dit is my kosbaar om te sien dat hierdie waarhede ook nog op my en jou lewe van toepassing is. U sien, as ons kyk na die lewe van die apostel Paulus, dan sien ons die geweldige stryd waardeur Paulus gegaan het. U sien, Paulus se lewe was nie uniek en eintlik afgesonder van die lewe wat ek en jy leef nie. Ons dink baie keer, Paulus het in barbaarse tye geleef en ons lewe in hierdie westerse kultuur wat baie meer gesofistikeerd is. Ek wil vir u sê, daar is geen onderskeid wat ons kan tref tussen die mens in die tyd van die apostel Paulus en die mens vandag, en die omstandighede van Paulus en die omstandighede vandag nie. Ag vriende, die mense het net so barbaars opgetree in die tyd van Paulus soos hulle vandag optree. As jy gaan lees wat gebeur het in die tyd van die apostel Paulus onder die Romeinse regering, en jy gaan lees wat gebeur vandag met mense onder ons huidige regering, en ook eintlik wêreldwyd, dan kom ons agter dat die hart van die mens is boos, en die mens se boosheid gaan oor in dade, en dit bring vrees in 'n samelewing. Ek lees vir u gou-gou wat het met Paulus alles gebeur. Hy skryf daar in 2 Korintiërs 11 en hy sê daar in die 23ste vers, hy sê hy was in sla bo die maat. Met ander woorde, Paulus was gereeld fisies aangerand. Hy was in gevangenskappe omdat hy die Here liefgehad het en die woord van die Here verkondig het. Hy was dikwels in doodsgevare gewees. Gaan lees self vir u in die Bybel. Hy sê in 2 Korintiërs 11:24, 5 maal het hy van die Jode ontvang 40 houe op een na. Nou dit was 'n gebruik daardie tyd, dat die Jode iemand 39 houe gegee het, omdat hulle in aanhalingstekens nou bang was dat hulle iemand 40 houe sou gee, of 41, of miskien verkeerd sou tel, en dat hulle dan teen die wet sou oortree, terwyl hulle dikwels mense onnodig en geslaan het sommer net omdat hulle een of ander verbod wat hulle daar gestel het oortree het. So hy is 5 maal 39 keer geslaan deur hierdie Joodse raad. Die Bybel sê vir ons in vers 25 van 2 Korintiërs 11, hy is 3 maal met stokke geslaan, hy is 1 maal gestenig, hy het 3 maal skipbreek gelei. Die Bybel sê vir ons, hy het 'n dag en 'n nag op die diep water deurgebring. Hy was op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders. En ag vriende, as ons kyk na hierdie belewenis van die apostel Paulus en ons sien al die dinge wat hy deurgegaan het, wil ek vir u sê, was hy eintlik 'n man wat in konstante vrees moes lewe. En wat kom doen die apostel Paulus? Hy sê vir Timoteus, ten spyte van dit wat ek beleef het, ten spyte van al die gevare en al hierdie lyding wat ek moes beleef het, ten spyte van die rowers en ten spyte van die volk wat hom probeer vernietig het en die Jode wat hom so geslaan het en gestenig het, sê vir Timoteus, onthou net een ding, ten spyte van alles, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En ons kan by onsself dink, nou maar hoe is dit moontlik? En ons gaan bietjie in die dae wat kom bietjie daaroor praat. Wanneer ons vir u Bybelse figure gaan wys wat hulle gevrees het en hoe hulle vrees oorkom het. Want u sien, vrees is iets wat na ons almal se kant toe gaan kom op gereelde basis. Maar ons het nodig om 'n Bybelse verstaan te kry om dan Bybels daarmee te deel
en dan meer as oorwinnaars in die naam van Christus te wees. So ek vra dat u saam met my deur hierdie reeksie sal werk. Ons gaan tot en met Saterdag daaroor praat. En ek bid dat die Here vir ons wysheid sal gee. En as ons by Saterdag kom, dat ons kan terugkyk oor die week en sê, nou verstaan ek wat dit beteken, dat God my 'n gees gegee het van krag en liefde en selfbeheersing. Dat ek nie nodig het om te vrees en elke môre op te staan in hierdie vreesagtigheid en vanaand te gaan lê met hierdie spanning wat my 'n migraine gee en my siek maak nie, maar dat ek in Christus kan berus, dat ek in hom dan ook meer as oorwinnaar kan wees. Mag die Here vir my en jou wysheid gee, mag die Here ons opgewonde maak vir sy woord is kosbaar, en dit is vir ons ook van toepassing op die dag waarin ons self bevind, want jy sien nog niks het verander nie. Van die apostel Paulus se tyd tot vandag toe bly die hart van die mens verdorwe, bly die optrede van die mens boos, is vrees deel van die mens se mondering en het ons nodig om Bybels daarna te kyk en op so 'n manier op te tree dat die wêreld na ons kan kyk en sê, julle het iets wat ons nie het nie, en ons kan hulle voorstel aan die iemand aan wie ons behoort. Die Here Jesus Christus wat vir ons in die woord sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Seën vir u, mooi dag vir u verder en mooi week en mag u lig skyn voor die mense tot eer van die naam van ons koning. Groete vir u en 'n mooi dag verder, tada.